Goeiemôre van my kant af, 'n voorreg altyd om saam te kan wees en tyd saam te kan spandeer. Ons begin vandag met 'n nuwe fokus wat ons noem ek identifiseer as. En dit is eintlik so groot term deesdae, veral in ons moderne tyd. As jy deesdae sê ek identifiseer as iets, kan niemand iets teen jou sê nie. Niemand het verdere opinie nie, niemand het verdere reaksie nie. As jy identifiseer as, is dit done and dusted. Dis hoe dit is. Daar was in 2023 was daar 'n dogter gewees in 'n skool in Engeland wat geïdentifiseer het as 'n kat en by die klasse ingeloop het en gepir het en gemel het soos 'n kat. En toe het een van die kinders vir haar gesê, dis belaglik dat jy so optree. Raai het in die moeilikheid gekom. Raai is geskort vir 'n paar dae. Die een wat opgestaan het en gesê, dis belaglik. En later het daar nou repercussies gekom vir die skool oor hoe hulle dit hanteer het, maar dit is die krag van identifisering deesdae. Dis so groot dat identifisering bepaal jou optrede en selfs jou toegang tot dinge. Dis hoe groot identifisering is. Dit bepaal my optrede, as ek identifiseer soos 'n kat, kan ek maar so maak. Dit bepaal my toegang, as ek identifiseer as 'n vrou skielik, kan ek in 'n vroue badkamer inloop, want ek identifiseer net as 'n vrou. En 'n vrou kan baie maak daaroor en sê, wat doen jy hier binne? En jy moet uit en jy kan nie hier wees nie. Maar ek kan jou amper waarborg, ek hoop ek is nie reg nie, maar ek kan jou amper waarborg, dat as ek jou so hof toe vat, omdat jy my aanvat, dan wen ek. Want die krag van identifisering is net so groot. Nou as dit in 'n wêreldse perspektief so 'n groot impak het, hoeveel te meer moet die krag van identifisering nie jou en my lewe as Christene kom beïnvloed, kom verander. Ons optrede en ons toegang kom beïnvloed en bepaal nie. Hoor gou hoe amazing is dit? Jou optrede en jou toegang. Dit wat jy deurstap, as jy identifiseer binne in die teenwoordigheid van die Here, as jy identifiseer in die waarheid wat hy oor jou lewe sê, bepaal dit die toegang waarheen jy op pad is. Dit bepaal jou optrede in elke liewe dag van dit wat jy in elke oomblik mee besig is. Dis hoe die krag van identifisering werk. Dit bepaal hoe ek te doen het met my wêreld. Dit bepaal hoe ek interaksie het met my wêreld. Dit bepaal hoe ek dit interpreteer selfs. Nou in daai konteks gaan ons bietjie gesels oor die krag van identifisering in 'n paar aspekte van dit wat die Here in jou en my lewe sê. En ons gaan begin by die maklikste een, die eenvoudigste een vandag. Ek identifiseer as kind van God. Nou dink jy dalk, ek ken hierdie ene. Ek het al die antwoorde aan hom. Ek weet presies wat dit beteken. Ek weet presies wat dit behels. Ek het vanoggend vir jou 'n vars openbaring bietjie oor dit. Is jy gereed? Jy het op jou stoel het jy 'n boekie wat sê ek identifiseer as. Ek wil jou challenge. Ek gaan jou nie opcheck of enigiets doen met dit verder nie, maar ek wil jou challenge om daai boekie vir die volgende 4 weke saam met jou te bring kerk toe. En ek wil jou uitdaag aan die einde van elke diens, dat jy gaan neerskryf in net hierdie eerste tema, ek identifiseer as kind van God. Wat is vandag die waarheid wat jy verklaar oor jou? Wat is die identifisering wat jy gaan neerskryf aan die einde van hierdie dag? Wat is dit wat jy verklaar en deel maak van jou wese? Want die oomblik wanneer jy dit begin neerskryf en verklaar en deel maak van jou lewe, begin daar nuwe waarhede oopgaan, begin daar nuwe waarhede opstaan binne in jou. So jy is so welkom om dit te doen saam met ons vir die volgende 4 weke. Nou wat vir my interessant is, wanneer ons gesels oor die tema kind van God, is daar 2 maniere hoe jy 'n kind van die Here genoem kan word volgens die woord. 2 maniere. Die een is dat jy weergebore word, uit God gebore is. Die tweede een is dat jy aangeneem word. En nou sê die skrif vir jou en my dat jy is albei. As gelowige is jy nie net weergebore nie, maar jy is aangeneem in hom. Want dit is nie party is gebore en party is aangeneem nie. Daar's nêrens so skrif wat dit sê, jy's die lucky few, jy's gebore uit Christus sommer van die begin af, once saved, always saved, great stuff vir jou. Maar dan die ander, sorry vir julle moes aangeneem word in hierdie proses. In daai prentjie van dit wat die Here mee besig is oor identifisering as kind van hom, sê hy daar's 2 maniere hoe ek en jy identifiseer binne dit. Dit is gebore en aangeneem. So hoekom al 2? Het jy al ooit daai vraag gevra? Het jy al ooit gewonder? Ons gaan 'n bietjie induik in daai konteks in. So eerste gaan ons net stil staan by gebore. Nou almal is kinders, of almal is in God se beeld en gelykenis gemaak. Almal, elke liewe mens, maar nie almal is kinders van die Here nie. Jy word net 'n kind van God deur een van daai 2 prosesse. Gebore en aangeneem. Dis dit. Dis die enigste manier. So wanneer ons dan praat oor gebore, is daar goed wat ek en jy moet ontdek en van bewus wees. Johannes 1 leer ons die volgende, Johannes 1 vers 12 en 13. Het gaan op die skerm wees, jy kan saam met my volg en jy kan lekker neerskryf ook vandag.
Johannes 1 vers 12 tot 13, ek lees uit die Afrikaanse ou vertaling uit. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Dis twee gelaaide sinnetjies daai. Wanneer hy hierdie begrippe neersit, mag om kinders van God te word en gebore uit God. Dis so 'n groot konsep en term, dat wanneer Jesus die gesprek met Nikodemus het, wat 'n skrifgeleerde is, wat iemand is wat die skrifte aan ander moet openbaar, dan sê hy, hey, I've got a question. Hoe werk hierdie wedergeboorte ding? Hoe werk hierdie ding om uit God gebore? Dis so 'n groot so eenvoudig, maar so groot, dat die skrifgeleerdes vrae gehad het oor hierdie oomblik, wat beteken dit om weergebore? En Jesus is eintlik bietjie geïrriteerd met die vraag, hoe kan jy 'n skrifgeleerde wees en nog steeds nie weet wat dit is nie? En wanneer dit by kind van God kom, dan sê hy eerstens, hier's die proses, jy het die mag om dit vir jouself te claim. Dis 'n mag wat hy gee. Dis 'n mag wat hy en jou en my kom losmaak. Met ander woorde, as hy sê, jy het die mag om jouself kind van God te noem, beteken dit, daar is goed wat in die pad wil staan van dit. Daar's goed wat jou wil verhinder, sodat jy waarlik kan sê, ek is kind van God. Daar's goed wat met jou wil fight. Daar's goed wat jou wil teenstaan. En nou kom die Here en hy sê, jy het die mag om kind van God genoem te word. En wanneer hy daai woord mag gebruik, is dit eintlik so incredible woord. Dis die woord exousia, Griekse woord, wat beteken the power of authority and influence and of right and privilege. Jy sien, ek en jy gebruik daai sinnetjie gans en al te ligtelik. Ons gebruik dit dalk wanneer ons voel, okay, hier kom die vyand my nou aanval. Nou wil ek skielik opspring en sê, ek is 'n kind van die Here, los my uit. Ons gebruik daai sinnetjie heeltemal te ligtelik. En ek dink in party opsigte gans en al te maklik. Want ons weet nie altyd wat dit beteken nie. En wanneer hy sê, jy het die mag om kind van God genoem te word, dan sê hy, he's the power of influence. Met ander woorde, as jy dit verklaar oor jou, beter daar iets van God se waarheid deur jou vloei, wat 'n invloed gaan hê in jou omgewing. Wanneer jy daai verklaring maak, beteken dit kan eintlik nie dieselfde bly nie. It is the power of influence. En dan gaan hy verder, en ek love hierdie gedeelte, hy sê, and a right, a privilege. Met ander woorde, dis 'n voorreg en 'n reg wat jy kry. Dis iets waarop jy kan staan, dis vas. Niemand anders kan daai verklaring maak, behalwe deur die mag wat die Here vir jou gee om jouself te noem kind van God nie. Niemand anders het die voorreg of die manier om dit te doen nie. The power of authority and influence, it rests with him. En wanneer hy teenwoordig is en ek begin hierdie verklaar, ek is kind van God, dan sê hy, the power of influence, the power of right, the power of privilege. Dis nie net 'n oomblik dingetjie nie. Dis nie net wat ek uitpluk skielik om te sê, hey, hier's nou 'n geleentheid om te sê ek's 'n kind van God nie. Dis in 'n verklaring wat my die vermoë gee om op te staan in elke geleentheid. Niemand anders het daai autoriteit nie. En dan in 1 Johannes 3 vers 9 tot 10 sê hy die volgende. Hy verduidelik dit eintlik net so klein bietjie meer, want hy sê, hier's die ontdekking wat jy moet maak wanneer jy hierdie voorreg en hierdie autoriteit het. Dit verander alles omtrent wie jy is. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly. Hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy wat ook nie sy broeder liefhet nie. Wat sê 1 Johannes? Hy sê, jy kan nie jouself kind van God noem en alles bly net dieselfde nie. Jy kan nie aanhou sê, ek is kind van God, maar jy hou aan pornografie kyk nie. Jy kan nie sê, ek is kind van God, en jy hou aan net tevrede wees met die grys areas van waarin jou besigheid werk nie. Jy kan nie sê, ek is kind van God, en net tevrede wees om toe te laat dat jou huwelik verkrummel nie. Jy kan nie. Hierdie skrif sê, wanneer ek te doen het met die krag en die mag om kind van God genoem te word, dan verander alles omtrent wie ek is. My hele waarheid kom verander, my hele inspraak kom verander. Dit hoe ek goed interpreteer, verander. Dit hoe ek goed beleef, verander. Ek is nie langer tevrede met enigiets anders nie. En nou sê hy, hier's die rede hoekom dit moet verander. Want die kinders van God en die kinders van die duiwel word openbaar deur dit.
Op die einde van die dag kan jy die sinnetjie dalk sê, ek is 'n kind van God, maar jou optrede gaan openbaar aan wie jy regtig behoort. En as jy vandag sê, ek is kind van God, moet dit kom met 'n stuk autoriteit wat sê, ek spreek in my omgewing in, die invloed wat in my lewe al ingekom het, wat my vasgemaak het, of 'n slaaf gemaak het van die of daai of die volgende, wanneer ek sê ek is kind van God, verklaar ek 'n autoriteit en 'n invloed in daai omgewing in. Jy sal nie langer sê hoe ek gaan optree nie, die toegang tot my lewe is deur die autoriteit wat God vir my gee. So moenie kom en sê, ag, ek is nou al so lank verslaaf aan hierdie ding, dit gaan 'n proses vat nie. Nee, begin dit verklaar, ek is kind van die Here. En in lyn met daai verklaring is daar 'n aktivering in die gees wat jou 'n autoriteit en 'n invloed en 'n reg en 'n voorreg gee om te sê, ek is nie langer so nie, ek behoort aan die Here. Dit voel nie vir my, julle hoor my nie. Hoe massive is dit? Hoe amazing is dit nie, om in hierdie proses eintlik te kan sê, daar word geopenbaar binne in my, nie net het ek die mag nie, die mag van die Here word openbaar binne in my. Jou identiteit is nie iets wat jy net gebou het of geword het nie, dis iets wat hier binne in jou geaktiveer is, deur die voorreg om te sê ek is kind van God. En dan is jy ook aangeneem. So jy is gebore in daai proses, jy kry die mag om te sê, ek is eintlik gebore uit God. Met ander woorde, as ek sê ek is gebore, dan sê ek, my oorsprong het verander. En dis wat Johannes probeer verduidelik. Hy sê, ek is nie meer langer uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n mens nie, maar uit God gebore. Hierdie was nie net my ouers wat 'n goeie gedagte gehad het, miskien moet ons kinders kry nie. Miskien is dit nou 'n goeie geleentheid nie. Miskien is die tyd nou reg vir ons nie. Hy sê nee, daar's die ontdekking, my oorsprong het verander, ek behoort aan hom. Hy is my Vader. Nog voor die grondlegging van die aarde, ons gaan nou na daai skrif kyk, het hy my al gekies om aan hom te behoort. Maar ek is nie net gebore nie, ek is ook aangeneem. Efesiërs 1 sê dan nou die volgende, hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. So hoekom moet jy ook aangeneem wees? As jy dan klaar kind van God is, as jy die mag het om kind van God genoem te word, deur die identifisering, ek is uit hom gebore. As dit dan al klaar die finaliteit van daai realiteit kom bevestig, ek is uit God gebore, daarom het ek die mag om kind van God genoem te word. Hoekom moet ek nog aangeneem word? Hoekom is dit nodig om deur daai proses te gaan? Hoekom is dit nodig om 2 definisies te hê? Hoekom hou die Here nie net aan met sê, word uit my gebore nie? Kom en verstaan wat dit is om uit my gebore te wees. Hoekom aanneem ook? Jy sien, hier is die ding, niemand in hierdie wêreld was nog ooit per ongeluk aangeneem nie. Jy kry kinders wat gebore word in huwelike wat 'n glipsie is. Dit is nog steeds 'n blessing, maar dit was nie beplan nie. Ons was eintlik nie gereed daarvoor nie. Ons wou eintlik nie nou al, maar die goalkeeper het die ding gemis en nou is dit so. Nou is dit so. En of jy nou wou of nie, hier's die kind. Maar niemand het nog ooit iemand per ongeluk aangeneem. Jy staan nie een oggend op, ons het al die voorbehoedmiddels gebruik, hoe het hierdie nou gebeur nie, as jy iemand aangeneem het nie. Jy weet, jy het 'n keuse gemaak. En in daai keuse het jy gesê, ek vat die verantwoordelikheid en ek stap die wettiese pad om hierdie kind aan my toe te eien. En nou kom die Here en hy sê vir jou en my eintlik in soveel woorde. Hy sê die vyand kan eintlik nooit ooit vir jou kom lieg en vir jou kom sê, jy is maar net 'n glipsie. Die Here was teleurgestel toe hy jou gemaak het nie. Of hy is spyt dat hy jou gemaak het nie. Die vyand kan nooit vir jou kom lieg in hierdie konteks van aangeneem nie, want nou kom jy in daai ontdekking, ek is nie net gebore uit God nie, maar God het my gekies, nog voor die grondlegging van die aarde. Niks wat hy sê gaan dit verander nie. Nie net het ek die voorreg om dit te noem, omdat ek gebore is in hom nie, maar ek het die wettiese inspraak om te sê, dit is my nuwe familie, dis my nuwe identiteit. Ek is gebore en aangeneem, want God sê, ek kies jou en jy is uit my gebore.
Jy is deel van wie ek is, maar ek kies jou ook om deel te wees. En wanneer die vyand wil kom met een of ander voorwaarde vir hoekom jy nie behoort aan hierdie of nie deel is van hierdie nie, staan jy eintlik op 2 identiteitsbegrippe. Jy's eintlik dubbel geseën binne in dit, ek en jy. Jy's eintlik kind. 2 keer georden. 2 keer gekies. 2 keer beplan. 2 keer deel. Jy kan eintlik dubbel seker wees van jou identiteit as kind van God. Maar ons moet ook verstaan dit het 'n implikasie op ons lewe. En Romeine 8 sê vir ons die volgende. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want hulle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Jy sien, wat Romeine vir ons probeer verduidelik, is hy sê, die oomblik wanneer jy besef, die term kind van God, en nou praat Romeine 8, hy praat hier van aanneming weer, die konsep van aanneming. En wanneer jy deel raak van hierdie proses, net omdat God jou gekies het, beteken dit nie net nou, once saved, always saved, ek hoef niks verder te doen nie. Dit beteken nie, nou sit ek op my laure en elke keer wat die vyand my wil kom aankla oor iets, dan ruk ek nou maar net die autoriteit uit wat daar binne is en sê, maar ek is gebore en aangeneem in Christus. Hy sê nee, hier's 'n ekstra stappie wat jy moet ontdek. Elkeen wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En nou sê hy, hier's die ontdekking om te maak, dit is nie net 'n ding waarop ek staan en iets dan nie, ek moet nou kies om te volg waar die Heilige Gees gaan. Ek moet toelaat dat hy inspraak gee in my lewe in elke oomblik. Ek moet elke oomblik eintlik bewus wees van die leiding wat hy mee besig is in my lewe, sodat ek die volgende kon ontdek. Hoor wat sê hy, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders. Wat doen hy? Hy sê, hier's die openbaring wat jy moet hê. Die oomblik wanneer hy praat oor hierdie aanneming, dan sê hy, hier's die waarheid wat oor jou lewe is. Ek het nie net kind van God geword en dit was een bekeringsoomblik en dis verby en is dan en das dit nie. Dis 'n keuse wat ek maak om te sê, ek identifiseer nou met hom in elke opsig. En wanneer ek opdaag in hierdie huis, daag ek nie op as 'n vreemdeling nie, maar as 'n een met die voorreg en die regte van 'n gebore een. En dit is my so incredible hoe hy hierdie ding so oopbreek en hy sê, ek het nie die gees van 'n slaaf wat gedwing word om hierdie ding te doen op die pa se manier nie. Ek het nie die gees van 'n slaaf wat gedwing word om te reageer nou volgens opdragte net, want ek voel geforseer of verplig om dit te doen, omdat hulle nou my huis vir my oopgemaak het nie. Hy sê nee, ek word soos 'n kind wat aangeneem is in hierdie huis en kies om die waardes van my nuwe ouerhuis te aanvaar en dit uit te leef. What a statement. En nou in daai ontdekking sê die Here eintlik dan vir jou, jy word gelei deur sy gees. So jy het daai keuse, gaan ek volgens die waardes leef en is volgens die leiding van die gees wat ek dan die voorreg het om kind van God genoem te word. As ek dit nie doen nie, kan ek die sinnetjie sê, maar daar's geen krag nie. En nou sê hy 'n incredible gedeelte in vers 16. Die Gees getuig saam met my gees. As my gees nie saam getuig nie. Die Gees getuig saam met my gees. Dis nie net iets wat hy doen en my laat staan nie. En is net deur my gees wat saam met sy gees getuig wat ek kan sê, Abba, Vader. En hier's die realiteit vir my in daai prentjie en ek love dit. Om eintlik so bewus te wees van dit wat die Here mee besig is in klein prosesse in jou en my lewe. Die oomblik wanneer hy sê sy gees getuig saam met my gees en ek begin uitroep Abba Vader. Weet jy wat doen hy? Hy sê die oomblik wanneer enige aanval of aanslag op jou lewe kom, dan staan hy op en hy sê los hom uit, dis my kind. Dis nie meer die kind wat opstaan en sê ek behoort aan my pa, los my uit, jy kom nie hier nie. Sy gees getuig saam met my gees en wanneer daar enige aanslag of aanklag op my lewe kom, staan hy op en sê dit is my kind. Dit is my geliefde seun. Dit is my geliefde dogter en ek begin net saam getuig. Dankie Here, ek is saam met hierdie een. Ja.
En hoor die begrip wat hy gee, roep. Roep ek uit Abba Vader. Nie sê nie, nie verklaar nie, worship team, julle kan met Johnny voor. Dis nie net 'n noem, ek is kind van God. Hy sê roep. Daai woord roep is die woord kratsu. En kratsu beteken letterlik to croak as a raven. Het jy al 'n kraai hoor skree? Het jy geweet 'n kraai is oral in die wêreld te vind? Oral. Behalwe blykbaar in die suidste punt van Suid-Amerika. Blykbaar te koud of te iets. Oral in die wêreld is 'n kraai. Wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons wanneer hy sê kratsu, to croak like a raven? Hy sê die oomblik wanneer ek roep Abba Vader, doen ek dit nie in die geheim nie. Ek gaan nie maak soos 'n kraai nie, want dit is verskriklik. Ek het amper nou, ek het dit oorweeg. Ek was soos, am I going for this one or not? Ek sê, nou, ek het nog nie daai confidence nie. En nou sê hy, dit is nie net 'n publieke verklaring nie. Dis iets wat herkenbaar is reg oor die wêreld. Want 'n kraai is oral herkenbaar. 'n Visarend sou vir my beter gewees het. Ons roep soos 'n visarend. My ringtone is my roep van dit wat hier resoneer binne in my, Abba Vader. Dit sou baie lekkerder gewees het. Ek gaan nie 'n kraai gebruik as my ringtone nie. Maar hy gebruik die kraai om te sê, dit is so identifiseerbaar. Jy kan dit nie mis nie. Jy weet dis 'n kraai. Of jy nou Grieks praat, Duits praat, Engels praat, Xhosa praat, maak nie saak wat jy weet, daai is 'n kraai. En maak nie saak waar jy gaan in die wêreld nie. Dis dieselfde resonansie. Dis dieselfde erkenbaarheid. Dis nie net 'n geheime verklaring, ek roep uit Abba Vader in my binnekamer nie. Ek roep dit uit dat ek raas soos 'n kraai en herkenbaar is reg oor die wêreld. Die manier hoe ek reageer. Ek was byvoorbeeld in Leboa gewees. Ek het die voorreg gehad om 'n uitreik daar te doen as 'n jong man. En ons het gebly tussen die mense, saam met hulle elke dag gewees, geloop huis tot huis, bediening gedoen en gebid vir mense. En ons het dienste daar gedoen en hulle doen dit in hulle taal. So ek is net so half ongemaklik natuurlik in die ritmes, want julle weet al ek dans nie. So ek is elke keer so halfstep agter almal anders. En daar begin 'n persoon bid agter my. Maar dit is nie die taal wat ek nog die hele tyd hoor nie. En dit klink nie vir my soos die taal van mense nie. Dis iemand wat in die gees bid. En toe ek dit hoor, resoneer dit hier aan my binnekant en begin die Here vir my goed openbaar en kon ek vorentoe loop en 'n mikrofoon vat en sê, hier's 'n persoon wat nou hier gebid het. Hier's wat die Here sê vandag. Of ek dit verstaan het of nie, of ek weet waar ek is, ek kon onderskei. Hier's tale wat ek nie ken nie, maar hierdie een is anders. Erkenbaar oral. Wanneer jy sê ek is kind van God, is dit wat ek in jou lewe sien erkenbaar van die vrug wat sy woord van my leer. Hoe lyk die toegang van jou lewe? Wat se deure is oop wat nie moet oop nie? Wat se deure gaan toe wat jy oor kwaad is, maar die Here maak eintlik die deur toe? Nog nie nou nie. Die toegang van my lewe word bepaal omdat ek sy kind is. Die invloed van my lewe word bepaal omdat ek sy kind is. En ek wil jou vra vir 'n oomblik net jou oë te sluit daar waar jy is. Ek glo, of ek bid eintlik, kom ek sê eerder dit, ek bid en ek vertrou die Here, dat jy vandag iets snap weer van wat dit is om kind van God genoem te word. Dit is nie iets wat jy vir jouself eie nie. Jy het nie daai reg nie. Jy het die mag om dit te doen, deur hom. En wanneer jy die mag het om dit te doen, beter dit in lyn wees met sy waarheid. Dis nie 'n mag wat jy opgetel het, wat aan jou behoort nie, dis 'n mag wat syne is. En wanneer ek verklaar kind van God, verklaar ek dit volgens daai definisie, nie my eie nie. So hou op goed weg verduidelik. Hou
Hoop goed justify. Hoop sê ja maar. Hoop sê môre. Hoop sê eendag. Sê Here, ek verklaar dit nou. Ek is u kind. En die waarheid oor my lewe is in lyn met dit wat u oor my lewe sê. Die invloed van hierdie belydenis dra krag, want is in lyn met alles wat u sê oor wie ek is in u. En as jy in hierdie plek sit vanoggend, en jy het dalk nooit eers jou hart vir die Here al gegee nie, en jy wil vandag sê, ek wil ingesluit wees in hierdie mag om dit te kan sê. Ek wil ingesluit wees in hierdie autoriteit. Wil ek jou vra om vir 'n oomblik dalk jou hand in die lug te steek daar waar jy is. En as jy hom opgesteek het, jy kan hom weer laat sak, jy hoef hom nie daar te hou nie. As jy aanlyn kyk, as jy hom opgesteek het, die Here sien jou. Hierdie is 'n persoonlike oomblik, maar wat in die publiek verklaar moet word. Hierdie is 'n persoonlike oomblik, diep, intiem oomblik, maar wat jy nie langer net in die geheim kan hou nie. En Here, ek bid vandag, soos wat u mense is wat reageer, om te sê, ek het gedink ek is 'n kind van u. Vandag weet ek, Here, daar's meer omtrent hierdie verklaring. Vandag, Here, bid ek dat die mag om kind van God genoem te word oor my lippe kom rol. Dis nie net iets wat ek sê om my uit die moeilikheid uit te kry nie. Dis nie net iets wat ek sê met die hoop dat ek hemel toe gaan nie. Dis iets wat ek kom verklaar, Here, wat my hele waarheid kom verander. Dis iets wat ek verklaar, Here, wat vandag kom definieer alles omtrent wie ek is. En ek bid, Here, soos wat u mense reageer vanoggend in hierdie plek, dankie Here dat ons u kan vertrou, dat u gees begin getuig saam met hulle gees. Dis nie net van een kant af nie, dis nie net een geleentheid, een oomblik nie. Hier is 'n resonansie wat gebeur, en ek bid, Here, soos wat hulle gees reageer op die gees wat in hulle is, bid ek, Here, dat hulle sal uitskreeu soos 'n kraai, ek is kind van God, Abba Vader. Uitroep. En mag u verheerlik word, Here, deur dit. Mag u koninkryk gevestig word deur dit in individue se lewens vandag. Is ons gebed, Here, in u naam alleen. Amen en amen. Ons gaan in 'n laaste verklaringsoomblik ingaan. This is amazing grace. Ons is dankbaar vir die Here se genade oor ons lewens. Dankbaar dat sy waarheid oor ons vas is. Dat die identiteit wat ek het, en wanneer ek dalk moet ek dit ook net sê, wanneer jy dit waarlik verklaar, en jy kom in lyn met alles wat hy definieer oor jou, as kind van God, kan niemand dit wegvat nie. Jy val dalk en struikel. Niemand kan iets anders oor jou sê nie. God het jou daai mag gegee. Maar dit moet in lyn wees. Dit is nie net 'n goedkoop sinnetjie nie. Dit is nie 'n buy-out sinnetjie nie. It's a power statement, child of God.